Goeiemôre, baie welkom. Vanoggend hier in die huis van die Here, kom ons buig ons hoofde. O diepte van die rykdom en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. My skriflesing is Lukas 12 vanaf vers 1 tot 12. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir woord, dankie vir u kosbare boek, die Bybel, wat ons het om te mag lees daaruit, te mag bid, te mag nader tot u in vryheid. Ek bid vanoggend vir een en elkeen hierso, Here, teenwoordig in die kerkgebou, dat u deur u Gees in ons harte sal werk, ons as u kinders se harte sal werk. Dankie daarvoor, Here, dankie vir die voorreg wat ek het om woord te mag bring. Here, en ek weet, ons leef ook in 'n tyd wat nie net in Brenters NG Kerkie, maar wat wêreldwyd, dat kerke besig is om kleiner te word, selfs in groot Amerika, wat die dinge maar eintlik daar begin het, dat jou meer gereformeerde kerke, en selfs van die charismatiese kerke, begin minder mense sien, dat mense dalk weer gaan teruggaan na huiskerke toe, dat ons sien die gebeure daar buite in die nuus van oorloë, van aardbewings, van vreeslike droogtes, veldbrande, dit wat Matteus 24:25 van praat. Ons sien ons hierdie dinge gebeur, dan word 'n mens soms angs. Maar dan weet ons, Here, u is daar, want u sê hierdie dinge moet gebeur, sodat die eindtyd, sodat u weer kan kom, om u kinders te kom haal. Dankie dat ons aan u kan vashou, Here, in Jesus naam. Amen. Lukas 12 vanaf vers 1 tot 12. Die mense het intussen by die duisende saamgedrom en mekaar vertrap. Toe het Jesus begin praat en hom in die eerste plek tot sy disippels gerig. Pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs. Dit is hulle huigelary. Daar is niks bedek wat nie onthul sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word. En wat julle agter geslote deure vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke af uitpasyn word. Aan julle, my vriende, sê ek, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Ek sal vir julle sê vir wie julle bang moet wees, vir hom wat mag het om na die dood in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Word 5 mossies nie vir 2 sent verkoop nie, tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie, julle is meer werd as die mossies. Ek sê vir julle, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal die seun van die mens hom ook openlik uitspreek voor die engele van God. Maar hy wat my voor die mense verloon, sal voor die engele van God verloon word. Elkeen wat teen die seun van die mens iets sê, kan vergewe word, maar hy wat teen die Heilige Gees laster, kan nie vergewe word nie. Wanneer hulle julle voor sinagoges en owerhede en gesagvoerders bring, moet julle nie bekommer oor hoe of waarmee julle gaan verdedig, of wat julle gaan sê nie, want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat gesê moet word. Tot sover. My teksgedeelte is vanoggend vers 5. Ek sal julle sê vir wie julle moet bang wees, vir hom
wat mag het om na die dood in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Volgens se onderwerp waaroor ek preek, snaaks, het ek myself nog nooit oor gepreek nie, nog nooit selfs die onderwerp aangeraak nie. Wat eintlik baie snaaks is, want ek dink dis een van die eerste onderwerpe wat 'n predikant moet aanraak. Daaroor moet preek. William Booth, die vader van die Salvation Army in Amerika, het die volgende te sê gehad. Hy het gesê, ek hoef nie my predikers op te lei nie. Ek hoef hulle net vir 5 minute bo kan die hel te laat hang. As hulle daar uitkom, sal hulle weet waaroor om te preek. Die afgelope 3 weke, wat julle my nie gesien het nie, of die wat my nie gesien het nie, wat ek met verlof was, het ek baie oor die onderwerp nagedink, daaroor gelees, ek het daaroor gebid ook. En daar was 'n paar keer wat die Here myself in die vroeë oggendure wakker gemaak het. Julle sal met my saamstem dat dis eintlik 'n onderwerp wat nie regtig aangeraak word nie. Dis vir my eintlik 'n onderwerp soos die dood. Ons praat nie regtig onder mekaar oor die dood nie. Maar tog is die dood deel van ons lewens. Tog is dit die eindbestemming van elke mens se lewe, dat jou liggaam hier op aarde gaan doodgaan, gaan afsterf. Wat vir my ook baie interessant is, en julle kan bietjie self daarna gaan kyk, is dat die Here Jesus het meer oor die hel gepraat, as wat hy oor die hemel self gepraat het. Die Here Jesus het meer oor die hel gepredik, as wat hy oor die hemel self gepredik het. Ek kan die hel los, en ons kan dalk oor die hemel preek, en ons kan dalk mooi dinge sê, en dalk 'n valse hoop vir mense bring. Dalk vir iemand wat nie daai sekerheid het nie, kan ons dalk valse hoop bring, as ons nie hieroor praat nie, hieroor preek nie. Die vraag wat gevra moet word, hoekom het die Here Jesus meer oor die hel gepraat, as oor die hemel self? Daar moet tog 'n rede wees, daar moet tog 'n waarskuwing wees, hoekom die Here Jesus meer oor die hel gepraat het. Ek het die afgelope tyd, soos ek gesê het, eintlik al laas jaar, en ek dink, dalk nog bietjie verder, het ek baie gedink oor die dood, oor die hel. Miskien is dit omdat die Here my hart vir mense gegee het. As ek hospitaalbesoek gaan aflê, en iemand lê dalk op sterwe, is ek bekommerd oor waar daardie persoon sy oë gaan oopmaak na die hiernamaals. Gaan hy in die hemel of gaan hy in die hel wees? Want ons ken mos nie almal se lewe nie. Julle weet nie presies hoe loop my lewe nie. So weet ek ook nie presies hoe julle lewe loop nie. Iewers in laas jaar het ek 'n droom gehad. Ek kan nou nog die droom oproep, want die droom was 'n werklikheid gewees, en of hierdie droom van die Here afgekom het, weet ek nie. Dis 'n persoon wat ek begrawe het. Ek gaan ook nie name noem nie. Dit was sterk skemer. Daar was grafte gewees. En die persoon het vir my gesê,
Jy het vir my gelieg. Die droom het my baie ontstel. Ek het selfs hierdie afgelope week wat verby is, waar hospitaalbesoeke afgelê het. En selfs in die verlede het ek baie gewonder oor daardie mense. Ek het vir hulle gedeeltes gelees uit die Bybel, uit God se woord. Ek het mense bemoedig en ek het gebid vir mense. Ek het gebid dat die Here hulle sal seën. Ek het gevra, Here, genees hierdie mense. En ons kan bid vir hierdie dinge. En ons kan hom vra vir hierdie dinge. En ek het al baie by myself gewonder, hoe eg is ek oor hierdie mense? Ja, dis mooi om mense te bemoedig. Maar waar gaan daardie persoon eendag wees as hy sou sterf? Hierdie boodskap is vir kinders van God. Nie om vir jou vanoggend te sê, omdat jy dalk jou werk nagelaat het as 'n disipel van die Here Jesus, dat jy hel toe gaan nie. Maar om vir jou te vra, het jy nog 'n hart vir hulle wat besig is om verlore te gaan? Het jy 'n hart vir mense as hulle sou sterf, hulle oë in die hel sal oopmaak, vir familie, vir vriende, vir jou buurman, vir jou buurvrou? Het jy 'n hart vir mense wat hulle oë in die hel gaan oopmaak? Hierdie is ook 'n oproep vir kerkmense wat dalk in die banke sit. Die sekerheid van saligheid het nie, wat dalk sou sterf en verlore gaan. Ek het die afgelope tyd, vandat ek hier in Renters is, op 'n stadium begin agslaan op wat mense sê. Mense wat ek vanoggend sê ek nie om te kla nie, ek sê dit in liefde, maar ek wil hê julle moet hoor. Die een kla oor die musiek. Die een kla dalk oor die prediking. Die een sê, dis eintlik nie waarom ek gekom het, dis nie wat ek wou gehoor het nie. Ander dominees en pastore preek dalk nie oor wat ek oor preek nie. Ek preek dalk net bekering en sonde. Ander sê ek wil nie in Engels sing nie. Ek wil nie dit nie, ek wil nie dat nie. Mense wat onbetrokke is by die kerk. Net in die banke sit dalk om die woord te kom hoor. Dalk net om jou gewete te stil. Jy het nooit tyd vir dit nie, jy het nooit tyd vir dat nie. Jy het nooit tyd vir die dinge van die Here nie. Maar as dinge in ons lewens gebeur, dan moet die Here daar wees. Dan moet die kerk daar wees as dinge in ons lewens gebeur. Hierdie kom kuier, ons gaan soontoe. Ons het eintlik plek bespreek om daar te wees. Ek verstaan die dinge gebeur. Ons gaan daarna toe, dis nie lekker hier nie. Dis al die dinge wat 'n dominee hoor. Dis al die dinge wat 'n dominee hoor en dan moet hy dit verwerk. Want die dominee sit in sy studeerkamer of waar die Here ook met hom praat en vra vir die Here waaroor moet hy preek. Dat ek op 'n stadium aggeslaan het op hierdie dinge wat mense gesê het. Dat ek dalk op 'n stadium in my prediking dinge weerhou het
Wat sal mense sê? Wat sal mense dink? Ek het dalk op 'n stadium gedink, dalk is ek te hard. Dalk is ek 'n harde mens. Jy moet mense in ag neem. Mense het gevoelens. Mense moenie ontstig word nie. En in ons dag sê ons deesdae mos nou, dis polities korrek. Dalk sê vir julle vir my, jy moet meer oor genade, jy moet dalk meer oor liefde preek. Dit is nodig. Dit is nodig om 'n gemeente te bemoedig. Dis nodig om 'n gemeente in liefde op te bou. Ek wil julle graag 'n gedeelte gee wat die Here my lank terug gegee het. En ek lees graag uit die ou vertaling vir julle. En hy het vir my gesê, mensekind, kom, gaan na die huis van Israel en spreek hulle aan met my woorde. Want jy is nie gestuur na 'n volk wat duister van spraak en swaar van tong is nie, maar na die huis van Israel. Nie na baie volke wat duister van spraak en swaar van tong is nie, wie se woorde jy nie kan verstaan nie. As ek jou tog na hulle gestuur het, het hulle na jou geluister. Maar die huis van Israel sal na jou nie wil luister nie, omdat hulle na my nie wil luister nie. Want die hele huis van Israel het 'n harde voorhoof en 'n ongevoelige hart. Kyk, ek maak jou aangesig hard, net soos hulle aangesig, en jou voorhoof hard, net soos hulle voorhoof. Ek wil vanoggend vir jou nog 'n gedeelte uit dieselfde gedeelte van Jesegiel lees. Ook uit die Ou Testament uit. Hoor wat sê die Here vir Jesegiel. Mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my land waarsku, van my kant af laat waarsku. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek hom nie om die goddelose van sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe, omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal hy nie gedink word nie, want sy bloed sal ek van jou hand af eis. Ek wil jou vanoggend vra, wat is jou definisie van liefde? Wat verstaan jy van liefde? Wat is 'n ware liefde? Jy mag nie oordeel nie, ons hoor dit baie in ons dag, want dis haatspraak en dis gevoelloos. Ek wil jou vanoggend vra, as jy weet deur jou lewe is jou buurman op pad hel toe en jy bly stil, is dit liefde? Ek wil vir jou vanoggend vra, as 'n persoon in sonde leef, en jy bly stil daaroor, is dit liefde? Is dit nie selfsug nie? As ek mense konfronteer of hulle saak met die Here reg is, dan kry ek antwoorde soos volg. Ek glo, daar is so vers in die Bybel wat sê ek glo. Ek lees my Bybel en ek bid. En hy antwoord ook my gebede.
Ek het in 'n Christelike huis groot geword. Ek leef tog nie so sleg nie. Ek doen nie ander dinge wat ander mense doen nie. Ek is tog nie so 'n slegte mens nie. Ek is 'n goeie mens. Ek probeer om reg te leef, dominee. Dis nie altyd moontlik nie, maar ek probeer. Ek gaan kerk toe, dominee. Dalk het jy op 'n stadium in jou lewe die Here Jesus aangeneem. Maar jou lewe het, na jy dit gedoen het, nie regtig verander nie. Jou lewe het dieselfde gebly as die dag toe jy opgestaan het en gesê die Here Jesus aangeneem. Hierdie is vanoggend 'n oproep vir julle wat hom ken. Of vir jou te vra, het jy 'n hart vir mense wat verlore gaan? Of het jou hart dalk verkoel, jou hart dalk afgekoel, jou hart dalk koud geword, soos die openbaring wat die Here vir die gemeente, ek kan nie onthou wat se gemeente het gesê, was jy warm, was jy maar koud, maar nou dat jy lou geword het, sal ek jou uit my mond uitspieg. Hierdie is 'n oproep vir die kerk van die Here Jesus, om te sê, die uur het gekom, en die tyd is besig om uit te loop. Hierdie is vanoggend 'n oproep vir jou wat nie sekerheid het van saligheid nie. My gebed is dit, dat die Here jou oë sal open, jou ore sal oop, en jou oë sal open, sodat jy kan sien en kan hoor. Volgende Sondag gaan ek meer vanuit die skrif, die onderwerp oor die hel aanraak. Dit wat in die Ou Testament, dit wat in die Nuwe Testament voorkom. Vir wie is die hel gemaak, voorberei? God het die hel gemaak, geskep. Vir wie het hy dit gemaak? En ek nooi vir julle en vir julle geliefdes uit om volgende Sondag te kom luister. Veral vir hulle wat dalk nie sekerheid van saligheid het nie. Ek het net besef, die hel is 'n vreeslike werklikheid. Dis kom ek hieroor preek, om mense te waarsku. Of vir mense te sê, hierdie lewetjie wat ek en jy lei is kort en is tydelik. Wat hierna gebeur is vir ewig. Waar jy eendag jou oë gaan oopmaak, maak saak. Dit maak vir my saak, waar jy eendag jou oë gaan oopmaak. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, ek sit so en dink by myself. En dan weet ek ook net, dis U, o Gees van God, wat aan een se hart kan aanraak. Dit lê alleen alles by U. U bring lewe. U kom wederbaar aan 'n een deur die Gees van God. U kom maak 'n mens nuut deur die wedergeboorte. Deur die week, Here, en gister by 'n troue waar ons was, toe ek die jonges so sien hulle vergryp aan drank, en dit gesels, en dit kuier. Dan raak ek bekommerd, Here,
Wil U nie elke kind van God, van U wat vanoggend hier in die kerk sit, weer opnuut kom roep, kom oproep, om as soldate in die koninkryk van God uit te gaan, en die oes te gaan soek en te gaan insamel, die evangelie van hoop en redding te gaan uitdra, voor dit te laat is. Dan bid ek ook, Here, uit my hart uit vir hulle, wat onseker is. Wat dalk vanoggend gekonfronteer is oor hulle eie lewe. Is my hartsgebed, Here, dat U daardie een sal aanraak. Dat U daardie een sal bring in sy binnekamer, of die dominee of iemand gaan opsoek, om daardie een te help. Gee dat mense nie sal uitstel, Here, want ons weet nooit, wanneer ons tydjie op aarde verby is nie. Dis my hartsgebed, Here, en ook so bid ek vir volgende Sondag, Here, dat kinders van die Here wat hier sit, dit nie sal ervaar, as hulle is nou veroordeel nie. Maar eerder sal ervaar, U het met my gepraat vanoggend, Here, ek het gehoor. Ek sal mense nooi, wat ek ken, wat U nog dalk nie ken nie, of wat die sekerheid het, waar hulle enig die ewigheid gaan deurbring nie. Dat U mense sal oproep, Here, dat mense sal hoor, gee, Here, dat ons U die eer, die heerlikheid en die aanbidding sal gee, want dit kom alleen vir U toe, in Jesus naam. Amen. Een paar jaar gelede, toe ons nog in Pretoria gebly het, toe Trisha in Roslyn gewerk het, was daar 'n swart man gewees by 'n groot kruising in Roslyn, in die industriële gebied, een van die industriële gebiede in Pretoria, waar daar 'n swart man gestaan het, en hy het langs by die robotte gestaan, en hy het sy goedjies verkoop, en ek het altyd met hom gepraat oor die Here Jesus, altyd met hom gepraat. Ek kan nie onthou, dit seker 'n jaar of 2, wat ek volhardend, aanhoudend met hom gepraat het. En eendag, toe sien ek, hy is nie meer daar nie. Toe wonder ek maar, waar is hy? En ek kan, op 'n stadium het ek vir hom traktaaitjies gegee, daar's 'n plek in Pretoria Wes, All Nation Gospel Publishers, ek het gesien al van die traktaaitjies is, hierso die drukkerye is daar in Pretoria Wes, het ek vir hom in sy taal 'n traktaaitjie gegee. Toe op 'n dag, toe sien ek, hy staan nie meer by die robotte nie. En ek dink het 'n paar maande het verloop, eendag toe kry ek hom weer daar by die robot, toe lyk hy anders, hy het tussen maarder geword en alles, hy het AIDS opgetel, as gevolg van sy lewe wat hy gelei het. Maar die wonder van die evangelie is dit, deur dit het hy sy saak met die Here reggemaak, swart man, sy saak met die Here reggemaak. Dat by kerk aangesluit, het selfs in die koor gaan sing. Hy het 'n ander lewe, hy het 'n ander gesig. Sy gesig het gestraal van die Here se heerlikheid, die Here se genade in iemand se lewe. En dit wil ek vir julle sê, kinders van die Here,